Goeiemôre, jy is ingeskakel op Redakteursforum en ek verwelkom graag vir Dominee Skalk Strauss hier op die program. Goeiemôre Dominee, hoe gaan dit? Môre Liesel, dit gaan baie goed, dankie. Geseënde feesseisoen Ja, gehad? alles wat mooi is vir julle ook hier by die radio en vir die luisteraars en almal. Is nou al so een keer in die jaar in, maar ons hoop is 'n mooi ene. Ons sit met soveel afwagting vir die jaar wat voor lê, maar as ons vinnig kan stil staan en net terugkyk na 2025 en die jaar wat was. Watter hoogtepunte was daar vir die AP Kerk en watter lesse vat julle uit 2025 uit? Ek dink ek gaan my beperk tot die boodskapper en nie noodwendig die kerkverband nie. Ek verstaan dis wat jy bedoel in elk geval. So die boodskapper, dit bly altyd vir ons 'n baie belangrike platform om regtig in Suid-Afrika 'n boodskap uit te dra, 'n gereformeerde boodskap wat skrifgetrou is, en ons is dankbaar vir elkeen wat gereeld die boodskapper optel om te lees. En op die verskillende platforms ook natuurlik. Ons is dankbaar vir julle hier by Pretoria FM wat vir ons geleentheid gee om altyd 'n bietjie te kan gesels oor die verskillende uitgawes en wat ons daarin doen en so 'n bietjie perspektief te kan gee. Ek dink dit help baie. Ek kry baie mooi terugvoer ook daarvan van die luisteraars af. Die mense wat my so nou en dan raakloop. Hulle wil baie keer op 'n Sondag by my weet as ek by die kerk aankom, hoe kom ek so vinnig hier? Dan sê ek nee, ek het dit vooraf opgeneem. So dan dink ek het dit lewendig opgeneem. Maar ja, so dit is vir ons, bly altyd vir ons hoogtepunt om hier by julle te kom kuier. Ek dink een groot hoogtepunt vir ons van verlede jaar was natuurlik die hele herdenking rondom die geloofsbelijdenis van Nicea. Die 1700-jarige herdenking. Ons het 'n pragtige uitgawe ook daaroor gehad in Oktober maand. En daarmee saam dink ek ook die eerste jaar agter die rug van ons toepassing, die boodskapper se toepassing. Hy het baie mooi gegroei met luisteraars of intekenaars wat op hom die boodskapper lees, en ons hoop dat hy van krag tot krag sal gaan. So dis, as ek so 'n paar twee dingetjies kon uitlig, dan sal dit wees. So wat lê voor vir die boodskapper vir 2026? Is daar dalk 'n paar lusmakertjies wat Dominee met ons kan deel? Jo, Liesel, ja, dit is 'n groot ding om te beplan vir 'n jaar wat voor lê, nee. En ons beplanning werk gewoonlik lank vooruit. So eintlik het ek al einde van verlede jaar het ek gaan sit en saam met my redaksie gesê dis die temas wat ons graag wil behandel. Die nadeel van dit is dat 'n mens baie keer deur die loop van die jaar dan gebeur daar iets en dan besef jy, eintlik moet ek nou die tema verander, en ons doen dit soms. Ons bly nie altyd by die vooraf beplande temas nie, maar dit help wel om vooraf bietjie te gaan beplan, te begin nalees, navorsing doen, skrywers te kry om slank gereed te maak om te kan skryf. So ons het ek gaan so bietjie die temas vir jou noem hier, 'n paar van hulle uitlig en dalk so een of twee dinge sê oor elkeen van hulle. So ons begin hier in Februarie maand met 'n uitgawe oor dissipline. Nou, dissipline eintlik as Bybelse wysheid. En met die tema wil ons sê, ons gaan oor meer praat as kinderopvoeding en die dissiplinering van jou kinders. Dis natuurlik 'n groot aspek van die uitgawe. Mense wonder maar altyd, ons mag nie meer lyfstraf en die dinge nie, en hoe hanteer jy dit, en hoe voed jy jou kind op, hoe leer jy jou kind om gedissiplineerd te wees, maar ons vat dit ook natuurlik wyer as dit, wat beteken dit om gedissiplineerd as 'n gelowige te wees? Op watter ander terreine geld dissipline ook vir ons as gelowiges? Wat byvoorbeeld die kerk, in die kerk het ons ook iets soos kerklike tug byvoorbeeld, en die Engels praat van church discipline. So dis 'n vorm van dissiplinering. Waarom is dit nodig? Is dit nie 'n uitgediende konsep nie? Behoort dit nog toegepas te word? Ek het ander dag met 'n dominee gepraat. Toe sê hy vir my, man, toe hy nou vir my vertel wat 'n kerk is, hy toe sê hy, weet, ons is nie meer in een van daai ou tydse kerke nie. By ons is daar byvoorbeeld glad nie meer goed soos kerklike tug nie. Toe sê ek, okay, nee, ek hoor jou, maar hy het nog gedink ek is in dieselfde tipe dampkring as hy, maar ons is toe nou duidelik nie in dieselfde dampkring nie. Sê ek nie, ek glo maar nog in die Bybelse beginsel daarvan. Ek weet die toepassing daarvan kan maar baie keer skeefloop ook, maar soos iemand een keer gesê het, die feit dat daar vervalste R100 note in omloop is, beteken nie ek gaan ophou om R100 note te gebruik nie. En dit beteken daar's baie ander wat nog reg is. Jy weet, so mense moet net kan onderskei tussen hulle. Dan gaan ons 'n bietjie kyk in Maart en April na die temas tyd en ruimte. So, hoe gebruik ons tyd? Waarvoor benut ons dit? Maar hoe moet ons ook oor tyd as 'n konsep dink?
Want tyd is iets wat baie aards is in 'n sekere sin. Dit is nie deel van die geestelike werklikheid nie, want ek meen God staan buite en bo kan die tyd. So hoe moet ons ook metafisies dink oor tyd? Hoe moet ons oor die kronologie van die tydsverloop dink? Is dit maar net herhaalde patrone, gebeure wat maar net van jaar tot jaar afspeel? Maar as gelowiges kyk ons byvoorbeeld na tyd as heilsgeskiedenis ensovoorts. So, en dan natuurlik die ruimtes waarbinne ons beweeg. En daar's verskillendes van hulle. Ons huis is 'n ruimte, my werkplek is 'n ruimte, die kerk is 'n ruimte waarbinne ek is. En watter rol speel ruimte in my aanbidding, waar ek is? Hoe behoort die ruimtes ingerig te word om God gesentreerd te wees ensovoorts. In ons Pinksteruitgawe in Mei maand is die beplanning om bietjie op geestelike groei as 'n tema te fokus. Nou geestelike groei is 'n baie wye tema, maar ons gaan 'n paar aspekte daarvan probeer aanspreek. En in die Junie uitgawe kyk ons na identiteit. Wie is ek in Christus? Wat vorm jou identiteit? Die Julie-Augustus uitgawe is gewoonlik 'n uitgawe waar ek probeer om of bietjie op 'n taalaspek, want dit is gewoonlik taalmaand, Augustus maand mos nou, of as ek nie dan daarop fokus nie, bietjie meer op die sendingaktiwiteite van die kerk te fokus. So hierdie jaar gaan ons 'n bietjie kyk na prominente sendelinge uit die kerkgeskiedenis uit en wat ons uit hulle lewens uit kan leer, wat hulle bydrae was ensovoorts. Dan die September uitgawe dink ek gaan nogal 'n oulike een wees. Ek is opgewonde oor hom. Dit is gewoonlik die tyd wanneer die skole leiers kies en so aan. So, as ek nou reg verstaan, gaan dit so 2 maande wees voordat die plaaslike verkiesings gaan plaasvind. So ons gaan 'n bietjie oor godvreesende leierskap uitgawe uitbring. Want hoe weet kinders vir wie om te stem by die skool? Vir wie gaan jy stem? As jy gaan stem, moet jy gaan stem. Ek meen, dis baie keer sensitiewe onderwerpe, maar ons moet ook oor hierdie goed praat. Dis nie asof party goed nou nie in die kerk hoort nie en ander hoort nou eintlik net in die kerk en so voort nie. Ons dis baie keer asof ons die tweedeling so groot is dat die kerklike wêreld vir ons hier een kant in sy hoekie is en die gewone lewe is hier aan die ander kant, terwyl die twee met mekaar verweef is. En ons moet daarom oor hierdie goed kan gesels. In die Oktober uitgawe kyk ons bietjie na die Switserse hervorming. November gaan ons die tema van die verbond hanteer en in Desember, Januarie kyk ons na die tema van Kersfees, maar spesifiek dat Christus meer is as maar net 'n babietjie in 'n krib. So om verby die sentimentele van Kersfees te beweeg. Jy het net nou genoem Februarie se tema is dissipline as Bybelse wysheid. Wanneer is daar die uitgawe beskikbaar en hoe kan luisteraars dit in die hande kry? Goed, ons is reeds besig om hom af te rond. So die uitleg is omtrent klaar en hy gaan nou binnekort drukkers toe, so hy behoort teen die einde van die maand gereed te wees. Mense wat op die toepassing is, sal sommer dadelik sien as hy op die toepassing beskikbaar is, so hou maar net die toepassing dop. Die toepassing is eintlik die maklikste manier om die boodskapper in die hand te kry. So jy kan maar net na die Play Store toe of die Apple Store toe gaan op jou selfoon en dan kan jy maar net soek vir die boodskapper en dan kan jy die toepassing daar gratis aflaai en lekker saam lees. Maar jy kan natuurlik ook inskryf op 'n harde kopie, stuur maar net vir ons 'n e-pos na boodskapper@apk.co.za.